Dis die begin van 'n nuwe week, wat 'n voorreg om weer saam met jou elke oggend stil te word, God se woord oop te maak en saam te groei. Dis 'n wonderlike voorreg. Ek is Rinus van Sion in Parys. En vanmôre wil ek hierdie week begin deur met jou te praat oor die hel. Wow, wat 'n tema vir 'n oggend op 'n Maandag. Openbaring 20 vers 10 sê, daar sal hulle dag en nag vir altyd gefolter word. Daai woord gefolter is gepynig of getorment, soos die Engels sê. Die spotprentjie is verkeerd. En Hollywood is vreeslik verkeerd wanneer hulle die hel voorstel as 'n warm plek waar mense poker speel en met mekaar praat te midde van flikkerende vlamme en 'n af en toe steek van Satan se hooivork. Jy sien, benewens dat dit 'n poel van vuur genoem word die hele plek van buitenste duisternis genoem. Gevolglik word die pyniging in 'n plek so donker dat selfs die vlamme van die poel van vuur geen lig werd nie, slegs oortref deur die innerlike pyniging wat mense deur die ewige heen voel terwyl hulle die preke wat hulle gehoor het en die uitnodiging tot verlossing wat hulle geïgnoreer het, onthou. Jesus het spesifiek gesê dat die hel nie vir mense geskep is nie, maar vir die duiwel en sy engele. Petrus het gesê, God wil nie hê dat enige een verlore moet gaan nie, maar God as lig, as die mens sê, ek wil nie hê nie, sal hy aan die duisternis oorgegee word. God as gesondheid, as die mens sê, ek wil God nie hê nie, sal aan 'n plek van pyn oorgelaat word. God as die Vader, as die mens sê, ek wil God nie hê nie, sal hy die ewigheid in isolasie deurbring. God aan die ander kant sê, ek sal liewer sterf as om sonder jou te lewe. En hy het presies dit gedoen toe hy aan die kruis gesterf het, sodat ons, vergewe van ons sondes, vir ewig saam met hom kan lewe. Ek loof God vanmôre opnuut vir die prys van sy seun Jesus Christus, wat hy vir my en vir jou gestuur het, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Geseënd is jy in hierdie dag. Amen.